gaan saam lees nie baie gedeeltes nie, en ek sal dit vir julle op die skerm ook wys, Lukas 2 vers 10 en Johannes 15 vers 11. Maar tydens die boodskap gaan ek so bietjie meer rondom dit ook lees. Maar uit Lukas 2 vers 10, die aankondiging van die engel, en uit Johannes 15 vers 11 wat Jesus gesê het. Maar voordat ons dit saam lees, kom ons bid eers saam. Here Jesus, baie dankie dat ons kan getuig, dit glo en dit bely dat U is die woord wat mens geword het en onder ons kom woon het. Dankie dat U wat die naaste aan die Vader, aan die bors van die Vader is, ons hemelse Vader vir ons kom wys het, kom openbaar het. Dankie dat U Heilige Gees vir ons gegee het, om in ons te kom woon, om ons van binne af te bly vernuwe, en ons te vul met U vrug en met U gawes. Dankie dat U ons geseën het, Here, met vreugde, met blydskap wat van U afkom, en wat niemand van ons af kan wegneem nie. Ons prys U daarvoor. Amen. Die tema is volkome blydskap in Christus. Nou Lukas 2 vers 10 en 11 het ek daarom al twee die verse hier vir u op. Is daar by die herders, daar die bekende gedeelte op die oop veld, van vers 8 sal ek net nou vir u weer lees. Toe sê die engel vir hulle, moenie bang wees nie, kyk, ek bring vir julle 'n goeie boodskap van wat vir die hele volk 'n bron van groot vreugde sal wees. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid as verlosser gebore Christus die Here. 'n Goeie boodskap wat vir die hele volk 'n bron van groot vreugde sal wees. En dan in Johannes 15 vers 11 waar Jesus vir sy disippels en vir ons ook sê, dit het ek vir julle gesê, ek sal net nou vir julle die konteks daarvan gee, sodat my blydskap in julle kan wees en julle blydskap volkome kan wees. Die blydskap wat 'n kind van die Here ervaar, sê die Here Jesus, kom direk van hom af, dit is sy eie persoonlike blydskap. Hierdie derde week van Advent, in die tradisies, veral in Europa, by die Lutherse kerk en die Duitse kerke, is die derde week gewoonlik 'n groot feesviering. Dan is daar baie sang en musiek, en julle moenie dink, ons kry swaar omdat daar min mense in die erediens is nie. In Europa is dit in die hartjie van die winter, en hulle moet partykeer deur die sneeu beweeg en stap, om by hulle eredienste uit te kom. Maar die derde Advent, wat oor vreugde gaan, is dan gewoonlik groot sang en musiekfeeste. Want die rede hiervoor is dat hierdie derde Kers herinner ons dat vreugde vir 'n kind van die Here is nie 'n opsie, is nie 'n keuse nie. Ek gaan nou hierdie week ingaan en besluit of ek vreugde gaan ervaar. Nee, dis ons spontane reaksie op wie Christus is en wie hy vir my en jou is. En daarom praat die Here ook so, hierdie vreugde is nie 'n vreugde wat gesteel kan word, weggeneem kan word, of geëwenaar kan word deur enige iets of iemand anders nie. En daarom hierdie tema, volkome blydskap in Christus. Die eerste wat ons hier moet weet, en ons kry dit hier in hierdie teks, is dat die blydskap na jou toe kom. Jy genereer dit nie, dit kom van God af. Daar's 'n beweging, die rigting is van God na jou toe, van God na ons toe. Hy doen dit. En daarom die engele se woorde daar in Lukas 2, is nie 'n uitnodiging wat sê, hoor hierso julle, daar's 'n wonderlike ding wat gaan gebeur in die stad van Dawid en julle moet nou opgewonde raak nie. Hy sê vir hulle, hy sê nie, hulle moet iets doen nie. Die vreugde kom van God af na die aarde toe. So kom ek lees net weer vir julle die gedeelte van vers 8 af, hierdie bekende gedeelte wat ons in hierdie tyd baie keer hoor. Daar was skaapwagters in daardie omgewing wat in die oop veld gebly en in die nag oor hulle skape wag gehou het. Met eens staan daar 'n engel van die Here by hulle en die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn. Hulle het baie groot geskrik, want engele het nie sommer verskyn nie. Die enigste engele waarvan hulle gehoor het dalk al is die engel van die Here.
En in die Ou Testament was dit baie keer 'n boodskap van oordeel en groot straf wat sou kom as die engel van die Here verskyn. En daarom het hulle groot geskrik, maar die engel sê vir hulle in vers 10, moenie bang wees nie, want kyk, ek bring vir julle 'n goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk bestem is. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die verlosser gebore, Christus die Here. Wat is die rede vir hierdie blydskap, vir hierdie vreugde? Christus. Christus is die rede vir die blydskap. En dan sê hy, dit is vir julle die teken, julle sal 'n kindjie vind, dan doeke toegedraai is en in 'n krib lê. En skielik was daar saam met die engel 'n menigte engele uit die hemel wat God prys en sê, eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mense in wie hy 'n welbehaag. Ons ken hierdie woorde al vandat ons klein is, nee. Maar gaan dink 'n bietjie ergens vandag daaroor hoe hierdie ou skaapwagters maar net elke dag in skape opgepas het. Hulle is nie eers vreeslik bekommerd oor die politiek van die dag nie en of die profesie nou al vir eeue nog nie in vervulling gegaan het nie. Hulle pas maar net hulle skape op. Baie nederige beroep en ewe skielik gebeur hierdie wonderwerk daar voor hulle oë. En daarom weet ons nou, nee, dat dit beteken vir ons blydskap, vreugde, hierdie blydskap, die feit dat Christus gebore is nie 'n mensgemaakte blydskap. Dis God wat 'n geskenk vir ons, vir elkeen van ons gegee het. En ons as kinders van die Here moet op hierdie weldaad en al die weldade van God, ons moet spontaan reageer. Ons kan ons nou nie dikbek rondloop daaroor nie. dit bring 'n vreugde, 'n blydskap by ons. Geen wonder nie dat Paulus dit sommer insluit in sy vrug van die Gees. Hy noem dit sommer tweede, liefde, vreugde. Maar dit gaan nog verder ook, vrede, geduld, vriendelikheid. Dit is so baie van hierdie vrug van die Gees beteken dat 'n kind van die Here is nie 'n knorrige persoon. Dit is 'n vriendelike mens vol vreugde. Ek en jy moet leer om op te hou om ons vreugde te meet aan ons eie buie, ons gemoedstoestand, of as ons met die verkeerde voet uit die bed uitgeval het, of ons omstandighede, of ander mense se gedrag. Dit kan ons nie ons vreugde bepaal nie. Ons vergeet op daai oomblik dan dat ons vreugde kom nie van hulle af, kom van God af. En daarom kan jy gerus elke dag begin bid deur te sê, Here, vervul my opnuut vandag met u blydskap, met u vreugde. En gaan kyk sommer in die spieël en gee vir jouself 'n groot glimlag. Onthou julle die storie van die potlood? Ek gaan hom nie weer vertel nie. Kry 'n potlood. Hierdie blydskap wat God na ons toe gebring, gegee, geskenk het, is nou in jou. Dis nie ekstern nie, dit kom nie van buite af nie, en daarom as jy dit in die oggend bid, vra jy nie, Here, bring dit, stuur dit, gee dit weer nie. Jy sê net, vervul my opnuut, herinner my net aan die blydskap wat in my is. Dis nie 'n vreugde wat kom en gaan nie. Nie soos die seisoene nie. En daarom sê Jesus in Johannes 15, en kom ons lees net die konteks van daardie, dat hy gesê het, hy gee sy blydskap vir ons. Begin so al in vers 1 waar hy sê, en net vanaf die agtergrond, waar Jesus sê, hy is die ware wingerdstok. Hy sê, ek is die ware wingerdstok en my Vader is die boer. En dan praat hy daarvan dat ons in hom ingeënt is. Ons is een met hom. Ons is die lote wat vrugte dra. Julle is al reeds reg gesnoei, sê hy, deur die woorde wat ek vir julle gesê het. Julle, vers 4, moet in my bly en ek in julle, daardie intieme eenheid. 'n Loot kan nie uit sy eie vrugte dra as dit nie aan die wingerdstok bly nie, so julle ook nie as julle nie in my bly nie. Ek is die wingerdstok en julle die lote. Wie in my bly en ek in hom dra baie vrugte. Sonder my kan julle niks doen nie. En dan van vers 9 af sê die Here, soos die Vader my lief het, het ek julle ook lief. Julle moet in my liefde bly. Julle moet in my liefde bly, sê die Here. En so, as julle my opdragte uitvoer, sal julle in my liefde bly, net soos ek die opdragte van my Vader uitvoer en in sy liefde bly. En dan hierdie woorde, dit sê ek vir julle, sodat my blydskap in julle kan wees, en sodat julle blydskap
volkome kan wees, volmaak. Daar kan nie nog blydskap bygevoeg word nie. Die blydskap van Christus in jou is 'n volkome blydskap. En dan sê hy, dit is my opdrag. Julle moet mekaar lief hê, soos ek julle lief het. Niemand het groter liefde as dit nie, dat hy sy lewe vir sy vriende aflê. Dis interessant, nee. Die Here praat van liefde en sy lewe aflê, en in die proses sê hy, maar dit gee vir julle blydskap. Dis 'n baie diep blydskap, as hy kan praat van hy gaan sy lewe aflê, en dit gaan vir ons blydskap bring. Die blydskap van 'n kind van die Here is nie 'n mooi plakkaat, of 'n prentjie, of 'n foto, of 'n skildery nie. Dis nie 'n vars briesie wat hier gaan inwaai nie. Dis in jou. Dis diep in jou. Dis 'n innerlike kwaliteit van elke kind van God. Kinders van die Here moet geken word as mense met vreugde en blydskap. Ons gaan nie hier praat oor sielkundige konsepte van vreugde nie. Dit is ook 'n realiteit. Ons is definitief nie hier besig met 'n selfhelpprogram 7 stappe tot groot vreugde nie. Stap 1. Dis nie wat die Here hier bedoel nie. Hy praat van 'n karaktereienskap wat hy in ons ingeplant het. Petrus skryf ook so daaroor in 1 Petrus 1 vers 8 en 9. Hy sê, hom het julle lief, Jesus, julle het vir Jesus baie lief, al het julle hom nie gesien nie. Deur in hom te glo, al sien julle hom nie nou nie, het julle reeds deel aan die saligheid wat die einddoel van julle geloof is, en dit vervul julle met 'n onuitspreeklike en 'n heerlike blydskap. Die feit dat ons Jesus ken, hom liefhet en weet ons het die saligheid, ons het die ewige lewe ontvang, dit vervul jou met 'n onuitspreeklike en heerlike blydskap. As jy vir Jesus lief is, sê Petrus, dan het jy hierdie blydskap. 'n bietjie verder aan in Johannes se evangelie in hoofstuk 16. Nou praat die Here baie ernstig oor die feit dat hy binnekort moet sterf. Julle kan gaan kyk, 16 is daar die laaste paar gesprekke, hoofstuk 17 is die lang gebed van Jesus, en dan word hy gevange geneem. Hy praat ernstig oor sy eie dood en opstanding, en die disippels kan nie dit verstaan nie, en hulle wil dit nie hoor nie, hulle is ontsteld. Mens kan dit eintlik verstaan, nee. Hulle kon nie sien wat Jesus kon sien nie. En nou praat hy van weggaan, hulle nou na 3 jaar net so lief geraak vir hom, en duisende kilometers te voet agter hom, saam met hom afgelê. Nou sê hy gaan weggaan. Maar dan sê hy in vers 22 van Johannes 16 vir hulle die volgende: net so is julle ook nou bedroef, julle is hartseer. Hy sê, maar ek sal julle weer sien, en dan sal julle harte vol blydskap wees. En niemand kan julle blydskap van julle af wegneem. En dit het mos nou gebeur. Jesus het opgestaan uit die dood. Die disippels en ons almal wat na hulle in hom glo, het hierdie heerlike blydskap, want hy het oorwin. Hy leef, hy's nie permanent dood nie, hy het opgestaan. Jesus se belofte is dat die blydskap wat hy in ons gee, nie deur iemand of deur ons omstandighede, enige eksterne faktore van ons weggeneem kan word nie. As jy nie vandag of op een of ander stadium in jou lewe Jesus se blydskap in jou het nie, het jy dit self weggegee. Niemand kan dit van jou wegvat nie, sê die Here. Nie die wêreld nie, nie ander mense nie. Jy kan nie die skuld op enige iemand pak nie. Ook nie op die sogenaamde vyand nie. Dit het mos nou mode geword vir baie Christene, as hulle nie self verantwoordelikheid wil aanvaar vir iets nie, of as daar dalk iets is in hulle verhouding met die hemelse Vader, hulle is te lui om dit uit te sorteer, en hulle voel hulle kry swaar, dan pak hulle die skuld op die vyand. Dit is so lekker om iemand anders te kan beskuldig, nee. Maar wie ook al hulle dink die vyand is, Jesus het oorwin. Daar is nie 'n vyand. Ek en jy het nie 'n vyand wat ons vreugde kom steel kort nie. As jy dit laat gaan het, is dit jou eie skuld. Want God het dit in jou gegee. Julle moet maar later na die video kyk as julle my nou nie mooi kan hoor nie. As jy
jou vreugde weggegee het, sê ek, is dit net jou eie skuld. Dan beteken dit kan gebeur. Mense gee gereeld hulle vreugde weg. Dalk is daar in jou eie lewe iets wat pla, bitterheid, of wat jou vreugde verhinder, dan bely jy dit teenoor die Here. Onthou, hierdie vrede kom van God, dis in jou, en hy sal dit vir jou gesond maak. Jy hoef dit nie weer ergens te gaan haal nie. En die probleem, dink ek, is dat ons praat te min met die Here. Kom ek sê net weer, persoonlik dink ek, kinders van die Here wat hulle vreugde nie meer ervaar nie, praat te min met hulle Vader. Broers en susters, die Here het vir jou en my elkeen persoonlik 'n liefdesbrief geskryf. Hoe gereeld lees jy dit nog, vra ek. Maar dis nou, is nie vir julle wat hier is nie, want ek weet, julle het moeite gedoen, en julle is baie lief vir die Here en baie lief vir die Bybel. Maar as mens nie meer jou Bybel lees nie, dan kan dit maklik gebeur dat jy jou blydskap taan, en dat dit vir jou voel, dit is nie meer daar nie. En net om vir julle 'n idee te gee, hoe min tyd mense saam met die Here spandeer is. Nou, ek sê weer, dis nie julle nie. Daar is mense daar buite wat 5 minute 'n dag aan die Here spandeer. Iemand wat 5 minute 'n dag saam met die Here spandeer 0,3%, 0,34% van hulle tyd aan die Here. Dit is almal bitter min. As jy 15 minute saam met die Here spandeer, of Bybel lees, of 'n bietjie moeite doen om Bybelstudie te doen, 15 minute is daarom 1% van jou tyd. En daarom sê ek net, ons moet nie kla oor die daaglikse nuusgebeure, of toelaat dat die oppervlakkigheid van sosiale media ons depressief maak nie. Die oplossing is eenvoudig. Moenie jou vreugde weggee nie. Spandeer tyd saam met die Here, en dat die Here jou herinner wie hy is en wie hy in jou is. En daarom, ek moet nou omblaai as die krag dalk aankom. Die eerste punt was, die blydskap kom na jou toe. Die tweede punt is, die blydskap is in jou. Maar die derde punt sê, die blydskap moet ook deur jou. Dit moet uit jou kom. Die Here het vir ons hierdie gegee. Sien, kom het ons nie heeltemal vergeet nie. Die volgende punt sê, hierdie blydskap kan nie net in ons wees nie, dit moet deur ons ook word. Iemand het deur ons vloei. Iemand het geskryf, die Here gee nie vir ons sy gawes dat ons moet vet word daarvan nie. Ons moet iets daarmee doen. Die feit dat Jesus se blydskap in jou is, moet baie duidelik sigbaar wees vir die wêreld. Hulle moenie wonder of ek en jy blydskap het nie. Dit moet konkreet wees, ons moet dit uitgee, ons moet dit uitdeel, ons moet dit uitstraal na ander mense toe. Die nuus wat die engel daar aangekondig het, is te groot om vir jouself te hou. En jy hoef nie te loop en almal te evangeliseer nie, maar ten minste moet jy die blydskap van Christus uitstraal. Dit is iets wat missioneel is, dis 'n sending, dis 'n beweging na buite. Kan nie 'n privaat gevoel bly nie, dis 'n openbare getuienis. Kom ek lees vir u so net ter afsluiting 'n baie mooi getuienis uit Handelinge hoofstuk 16, waar Lukas vir ons skryf wat met Paulus en Silas gebeur het. Julle ken waarskynlik die gedeelte, toe hulle daar in Filippi was, en daar was 'n slavin van iemand, 'n ryk mense wat 'n slavin gehad het, maar sy het 'n waarsêersgees in haar gehad, so hulle het baie geld gemaak, sy kon vir mense blykbaar hulle toekoms voorspel. In vers 17 staan daar dan, sy het al agter Paulus en ons aangeloop en aanhoudend geskreeu, hierdie mense is dienaars van God die Allerhoogste, hulle vertel vir julle hoe julle gered kan word. Sy het dit baie dae na mekaar gedoen, totdat Paulus dit nie langer kon hou nie. Hy het omgedraai en vir die gees gesê, ek beveel jou in die naam van Jesus Christus, gaan uit haar uit. Die gees het op daardie selfde oomblik uit haar uitgegaan. Toe haar eienaars dit sien, dat sy nie meer vir hulle geld gaan inbring nie, het hulle Paulus en Silas gegryp en hulle na die owerheid toe op die stadsplein gesleep, en hulle het hulle voor die stadsbestuur gebring en gesê, hierdie mense is Jode wat moeilikheid maak hier in ons stad, hier in Filippi. Hulle wil ons gebruike
leer wat ons as Romeine nie kan aanvaar of navolg nie. Die skare het ook teen hulle gekant geraak. Die stadsbestuur het toe hulle klere van hulle laat afskeer en beveel dat hulle lyfstraf moes kry. Nadat hulle baie geslaan is hulle in die tronk gegooi en die bewaarder het opdrag gekry om hulle streng te bewaak. En op hierdie bevel het hy hulle in die binneste sel opgesluit en hulle voete in die houtblok vasgeklem. Hulle mag nie eers geloop het nie. Nou onthou nou, Paulus en Silas was baie lief vir Jesus, hulle was wedergeborenes, hulle die blydskap van Christus in hulle gehad. Nou sit hulle hier in hierdie tronk nadat hulle gegeesel is, baie geslaan is. Hulle het die blydskap van Christus. Maar Lukas sê, hulle sit nie daar en sê, ek so bly, ek behoort aan Jesus. So bly, ek behoort aan Jesus. Nee, daar staan, teen middernag het Paulus en Silas gesing en gebid tot lof van God, het hulle hardop gesing en die ander gevangenes het na hulle geluister. Dit is ware blydskap wat van Christus afkom. As jy weet, dis dalk jou laaste dag op aarde, jou voete is in 'n houtblok, jy's gegeesel, jy's in pyn, jy's in die binneste sel vasgeketting en die blydskap van Christus is nie uit jou uit nie. Jy het dit nie weggegee nie. Dit is hoekom ek sê, die goeie nuus is te groot om vir onsself te hou. Vreugde is nie opsioneel nie, dis missioneel, dis 'n sending, dis 'n roeping, dit moet beweeg. Dit is aansteeklik. En nou wil ek julle uitdaag, doen dit vandag, hierdie week, elke dag as jy kan, plant 'n saadjie van vreugde ergens. Dalk ergens 'n woord van bemoediging, en ons hoef nie, as iemand swaar kry, dan nou oppervlakkig te wees, en sê, ag nee, toe maar dit sal weer beter gaan nie, maar om die ware blydskap van Christus in so 'n persoon se lewe te kan indra, saam met hulle te voel, empatie met hulle te hê, maar die blydskap moet deurskyn. Jy kan dalk vir iemand vandag nog 'n boodskap stuur, vir oproep maak. Ergens net vir iemand 'n vriendelike glimlag gee. Nehemia 8 vers 11 is 'n baie bekende teks wat sê, die vreugde van die Here is julle toevlug. Die 53 vertaling sê, die blydskap in die Here, dit is vir my baie mooi vertaal, die blydskap in die Here is julle beskutting, julle beskerming. Dit beskerm jou, het hulle in die Ou Testament al geweet. Wie kan God vandag dalk deur jou seën? Onthou, die Here wil mense seën en hy wil ons gebruik. Vandag of in hierdie feesseisoen en die res van jou lewe, die blydskap van Christus wat reeds in jou is, op 'n aansteeklike manier uit te straal na die mense rondom jou. Ek wil afsluit met hierdie video wat so 'n illustrasie daarvan sou kon wees as dit nou maar net Christelik was, nee. Maar dalk is dit, ek weet nie. Kom ons bid saam. Here, ons kan vir U nooit genoeg dankie sê dat U met 'n baie duur prys betaal het om U blydskap vir ons te kon gee. Dat U volkome volmaakte vreugde in ons ingeplant het. Dat ons deur U Heilige Gees ook hierdie vrug het van liefde en vreugde en vriendelikheid en goedheid en geduld en blydskap.
Help ons om dit nie weg te gee of dit toe te sluit in 'n ou klein kluisie binne ergens in ons harte nie. Dit moet van ons gesigte af uitstraal. Die blydskap, net soos u vrede, wat alle verstand te bowe gaan. Dankie vir daardie goeie nuus waarmee blydskap in hierdie wêreld ingekom het. 'n Goeie boodskap van groot blydskap. Christus het gekom. Ons prys u naam daarvoor. Amen.